Goeiedag en welkom by ons video boodskap vir die week. Nou, begin van 'n week is altyd 'n gejaag, is dit nie? En daar's soveel goed wat 'n mens mee besig is in jou kop en jou hart en al die dinge is aan die gang. So ek vir jou nooi om net so 'n paar minute stil te word, sommer dalk net te luister na hierdie kort gedeelte wat ek vir jou wil lees vanoggend. En dit kom uit 2 Korintiërs 3 vers 18 uit, waar daar staan: ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. En ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. En dit doen die Here wat die Gees is. En hierdie is so tipies van Paulus om op die einde met ons te praat oor die een ding wat ons die meeste mee sukkel. En dit is ons identiteit. Wie is ons? As iemand vir jou gaan vra, wie is jy? Gaan jy waarskynlik sê, wel, ek's 'n man, ek's 'n vrou, ek's Afrikaans, of ek woon in die ooste van Pretoria, of ek's 'n ingenieur, of ek is 'n predikant, of wat ook al dit is wat jy sê. Dalk sê jy jy's 'n pa of 'n ma. En dis deel van jou identiteit. Maar in die tyd van Jesus in Handelinge veral, sien ons in die vroeë kerk, was daar baie spanning gewees oor identiteit. Want aan die een kant was daar die Jode, en die Jode het uit hierdie geskiedenis uitgekom met die wette en die volk in die Ou Testament. Hulle het nog die besnydenis gehad, hulle het nog tempel toe gegaan, en nou moet hulle 'n Jesus begin volg. En aan die ander kant was daar nou hierdie klomp nie-Jode, wat Grieke was, en uit Persië en Medes ryke en 'n klomp plekke in die wêreld bymekaar gekom het en al hierdie gemeentes en Handelinge gevestig het. En dan op die ou einde van die dag het hulle nie deelgeneem aan die Joodse praktyke nie sinagoge toe gegaan nie. So hier's die kerk en hierdie Jode en nie-Jode kom in een nuwe gemeente bymekaar in verskillende dorpe en plekke. En wie is hulle nou? Want aanvanklik was hulle die mense wat sommer net 'n sekte van die Jode in die Joodse gemeenskap genoem is. Maar wie is ons? Want ons is tog nie meer Jode nie, want hier is nou ook nie Jode in die kerk. En uiteindelik lees ons daarvan in Handelinge 11, in Antiochië, het hulle vir hierdie mense wat sê hulle volg Jesus 'n nuwe naam gegee. Hulle het hulle Christene genoem. En dit was so 'n groot oomblik, want hier is hierdie nuwe identiteit oor die mense wat sê, ons glo in Jesus Christus, ons volg vir Jesus Christus. En dit word skielik hulle primêre identiteit. Al die ander goed maak nie meer saakie. En hoe hulle dink oor hulle self, en hoe hulle optree, en wat se gedrag hulle toon, kom uit hierdie een ding uit, van ons is Christene. So ek vir jou nooi om hierdie week bietjie daaroor te dink. As iemand vir jou vra, wie is jy? En jy sê, ek is 'n Christen, ek is 'n volger van Jesus Christus. Wat beteken dit vir jou? En hoe jy optree, en wat jy doen, en op watter manier jy jou lewe inrig. En ek wil jou vra, dink bietjie na oor dit hierdie week. Kom ons maak ons oë toe, en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons sommer net vanoggend kan vra, help ons om altyd te onthou wie U ons geskep het om te wees. Amen.